Dag sê en baie welkom weer by jou Lewelig dagstukkie vir vandag. Dag 271. Handelinge 2 vers 6 en 7. En omdat elkeen gehoor het hoe daar in sy eie taal gepraat word, het hulle nie geweet hoe hulle dit het nie. Die Heilige Gees het nie net gekom om ons te bederf met sy lekkertes nie. Hy het voor alles gekom om Jesus se karakter in ons uit te bou. Bestem vir elkeen. Pinkster is een van daardie geleenthede waar 'n mens weer oorweldig word met God se uitreik na die mens. Dit is die dag toe God besluit het: ek kom nie meer net in 'n tent of tempel bly nie. Ek kom nou my intrek neem by mense, in hulle harte, in hulle stories, in hulle gemors en hulle mooi. Wat my elke keer tref, is hoe inklusief daardie dag was. Daar was mense van oral, Elamite, Mesopotamiërs, Romeine, Kretense, Arabiere. Dis soos 'n wêreldkonferensie waar die spreker se toespraak vertaal word in elke taal van die afgevaardigdes. Net so het elkeen wat teenwoordig was daardie dag die boodskap in hul eie taal gehoor. Niemand is uitgesluit nie. Die Heilige Gees het mense ontmoet waar hulle is, in hulle eie taal, kultuur, verwysingsraamwerk, geloofsraamwerk en selfs in hulle eie menswees. Mense wat dalk ook gevoel het soos wat ek en jy vandag voel: Here, ek is nie goed genoeg nie, te gebroken, te sondig, te ver weg van wat geestelik lyk. Dalk dink jy, ek is nie reg vir die Gees nie, ek het te veel foute, my verlede is een groot gemors. Maar dit is presies op sulke tipe mense wie die Heilige Gees daardie dag uitgestort is. Gewone mense, unieke mense, onvolmaakte mense, maar wel ook soekende mense. Die uitstorting van die Gees was nie maar net 'n geestelike kragvertoning nie. Dit was 'n persoonlike uitnodiging. Die God wat vroeër deur profete gepraat het, praat nou met jou, binne jou. Hy het nie gekom om jou te verdoem nie, maar om in jou te woon, om saam met jou koffie te drink, saam met jou te huil, jou te lei, te waarsku, te bemoedig, te herstel. Maar bo alles, om jou te koester in sy naby liefde. Die langafstandverhouding is verby. Jou geliefde het nou ingetrek om vir altyd by jou te wees. Maar hier is die kinkel in die kabel. Ons moet bereid wees om hierdie nuwe gas in ons lewens in te laat. Dis soos wanneer 'n familielid onverwags by jou kom kuier. Jy moet plek maak, die gastekamer regkry ensovoorts. Net so moet ons ook plek maak vir die Gees. Nie net op Sondag nie, maar elke dag. Ons moet luister, stil raak en leer om in gehoorsaamheid aan hom te leef. Dis nie altyd maklik nie. Dalk sê hy jy moet vergewe. Dalk vra hy jy moet iets opgee dat jy moet verander. Maar hy lei ons altyd in die rigting van lewe, vreugde en vryheid. Ja, God het gekom vir almal, maar ook na jou spesifiek. Jy is nie te jong, te oud, te messed up of te gemiddeld nie. Jy maak saak. Jou taal maak saak, jou hart maak saak, jou storie maak saak. So, maak die deur oop. Los plek aan die tafel. Al wat die Gees verwag is 'n opregte hart wat sê: hier is ek, gebruik my. Laat die Gees toe om die kopkettings van wat jy glo te verbreek en om jou met sy waarheid te oorweldig. Iets om oor na te dink. Hoekom dink jy is die Heilige Gees vir baie van ons so ver en onbekend? Wat kan ons doen om God die Gees beter te leer ken?
Hoe gaan jy vandag begin om te werk aan jou verhouding met die Gees? Heilige Gees, dankie dat U gekom het vir alle mense en ook vir my. Help my om U in my hart in te nooi, U stem te leer ken en om elke dag in gehoorsaamheid aan U te leef. Amen. Mag jy vandag en elke dag van hierdie week die werking en die leiding van die Heilige Gees op 'n baie persoonlike manier ervaar. Liefde groete, Charles Botha. Om elke dag 'n dagstukkie van Lewe Lig per WhatsApp te ontvang, is jy meer as welkom om net jou naam en nommer te stuur na die nommer wat hier vir jou aangedui is. Per WhatsApp asseblief. Jy is ook meer as welkom om ons Lewe Lig Gemeenskap Facebookblad of ons Lewe Lig YouTube kanaal te besoek. Shalom.